Professor Malanel, ons is in jeugmaand en ons gesels oor 'n enorme impakryke jeugaksie wat die NG Kerk gedoen het in 1974, 50 jaar gelede, en jy was deel daarvan. Baie dankie dat ons kan gesels vanmiddag. Ek gaan sommer Ja, baie inspring. dankie Helene, dis 'n baie goed hoor. Ek is baie bly ons kan hierdie gesels. Jy was destyds 35 jaar oud in die sê, nee, en toe het Dominee Mike Smits vir jou genader. Ek wil graag weet, wat het julle gesels? Wat het hy vir jou gesê om jou te oortuig, wat jou laat voel dit is die regte ding wat ons nou moet doen? Ja, Mike het dit altyd 'n soort van 'n droom genoem en sy vrou het ook 'n boek laat verskyn aan die einde. Tannie Maggie Smits was 'n baie vlytige outeur geweest en sy het 'n boek laat verskyn, Die Saak is van God. Hulle twee het lank al daaroor gedroom en gedink oor daar nie 'n groot jeugaksie moet wees in die land. En 1973 daar rond, ek dink dit was die einde van 72, het hy met my gepraat daaroor en gesê dis sy droom om so iets te organiseer. As hy dit reg kry en as ons goedkeuring kry, sou ek gewillig wees om saam met hom die leiding te neem. En hy was ons senior leier en ek het onmiddellik gesê ja, want dit lê my naby in die hart om regtig waar iets te doen wat op daai stadium verbeeldingryk was om jong mense toe te rus sodat hulle in hulle eie portuïergroep die evangelie mag deel met ander mense. En dit is wat vir my uitstaan het, die naam is Jeug tot Jeug en die fokus was laat jong mense praat met jong mense. So julle het 32,000 jong mense opgelei, waarna het julle hulle opgelei? Ja. Ons het die span self was 'n 64 span geweest wat uit alle 11 synodes van die NG Kerk saamgestel is. 2 byvoorbeeld nog wat toe nog Suid-Rodesië was, vandag Zimbabwe, en wat toe die synode van Noord-Afrika was. En 2 lede, die bekende Henry Murray byvoorbeeld, was van daai synode in die span opgeneem. En daai 64 jong mense is opgelei in 3 vakke. Die een is doodgewoon, hoe doen 'n mens Bybelstudie? Ons het dit toegenoem Bybelstudie metodiek. En 'n ander ene was oor dienswerk metodiek. Hoe organiseer jy dienswerk in 'n plaaslike gemeente? Onthou die kerk het toe nog 2 sterk aksies gehad, die senior kerkjeugaksie en die junior kerkjeugaksie wat vir die tieners was. Daai klomp jong mense was die aansluitingspunt geweest vir daai opleiding. En dan het ons ook 'n vak gehad wat in die 2 weke van elke groot stad se opleiding gebruik is, naamlik persoonlike werk, wat ons vandag sou noem, hoe deel jy jou geloof met iemand anders. Maar dit was op daai stadium die redelike aanvaarde term om daarvan te praat as persoonlike werk. So die 3 vakke, Bybelstudie metodiek, dienswerk metodiek en persoonlike werk. En so is dit dan uitgewerk na die verskillende KJA's by die verskillende gemeentes, is al die KJA's betrek en dan gesê as jy wil deel wees hiervan, jy kry die opleiding en dan gaan ons saamtrekke. Inderdaad, ons het geen synode besoek sonder dat ons nie uitgenooi was nie. Die synodes het ons uitgenooi, dis ons was in al 11 synodes. Ons het die hele 2 weke lank in die destydse Salisbury, Harare gewees in Namibië en ons eie land natuurlik. So ons was in al die groot stede. Ek dink ek het hulle gisterand getel omtrent so 'n stuk of 10 van die groot stede. En daar het ons dan vir 2 weke lank die opleiding gedoen. Met ander woorde, die jong mense het jong mense opgelei. En in die span was byvoorbeeld van die synodes 'n hele aantal tieners. Die bekende professor Piet Nodee was 'n lid van daai span gewees en hy het pas uit matriek uitgekom soos ons toegesê het. En hulle het gewoonlik met die tieners die opleiding gedoen. En die ouer jong mense met die soort beleidende kerkjeugaksies soos dit toegenoem het. En dan in die laaste week van die 3 weke wat ons in 'n stad was daar dan saamtrekke, gewoonlik in 'n stadion. In Oos-London was dit in die ou groot saal gewees, in Port Elizabeth was dit in die ou wolsaal as ek reg onthou. Maar in die ander stede was dit op paviljoene gewees, in rugby stadions gewoonlik. Ons was byvoorbeeld in Goodwood stadion, was daar elke aand tussen 12 en 15,000 mense vir 'n hele week lank. Op Loftus was daar met die afsluiting tussen 15 en 20,000 mense, wat by die afsluiting van die week se reeks dienste was.
En by daai dienste het een van ons gepreek en minstens 2 van daai groep het ons met 'n gespreksgetuienis laat optree. Met ander woorde, ons het nie hulle storie laat vertel nie, ons het hulle vrae gevra oor hulle eie lewe en hulle eie verstaan van geloof en hulle eie geloofslewe en sommer uitdagende vrae vir die jeug van vandag. En ek dink persoonlik in al die, ek kan nie onthou hoeveel honderde skole ons besoek het nie, ek dink dit was oor die 300. En by daai skole het die jong mense dan ook kans gekry om in hierdie gespreksgetuienis deel te neem. Daarna het die skole verdaag en op daai speelgronde het hierdie jong mense met tieners in groepies staan en gesels. Dis van die mooiste beelde in my eie lewe wat ek onthou is om iewers te staan saam met 'n skoolhoof en te sien hoe dat 'n hele skool iewers in 'n gesprek betrokke is. In klein groepe en baie keer ook heel persoonlik in 'n persoonlike gesprek. Ek dink jy het vir my gesê daar was 'n baie mooi storie wat vir jou uitstaan uit daai tyd van 'n meisie wat vir jou gesê het die gesprekke op skool het verander. Ja, weet sy is so bekend in sy lewe nog dat haar pa is al oorlede, maar hy is so 'n bekende nasionale figuur dat ek nou nie die naam gaan noem nie. Maar is 'n hoërskool hier iewers naby aan Pretoria wat die radio, die wonderlike was dat die land so ingekoop het in die aksie in. Die radio, ons was gereeld, was een van ons in radiogesprekke betrokke, en hulle het met hierdie tiener, van wie waarskynlik van wie haar persoonlikheid, ek het haar later as student ook geken, toe ek studenteleraar geword het, en die het op 'n dag gesê, ons het 'n nuwe tema op ons hoërskool se speelgronde, ons praat oor Jesus. En dit was regtig waar landwyd so, bedoel die verhale sal net die ewigheid kan vertel oor wat in mense se lewens gebeur het. Sal ek ooit in my lewe vergeet op 'n dag in Bloemfontein, kom 'n prokureur wat intens by hulpverlening betrokke is, wat eenvoudig sy lewe gee om ander mense te help, maar sy beroep is 'n prokureur. En hy vra my of ek hom onthou, ek sê nee, ek onthou nou nie so goed nie, ek onthou gesigte baie goed. Hy sê ek het op die Vrystaatstadion gesit, waar dat daai dag 6000 mense gesit het. En ek het daar in stilte, jy hoef nie daarvan te geweet het nie, het ek my lewe vir die Here gegee. Ek dien hom vandag nog. En daar het my lewe verander. En hy noem nog die teks waaroor ek het was so in daai geval my voorreg om die diens te kon lei daai Sondag. Hoe sal ons nog ooit die verhale kan bymekaar sit? Maar ons hoor tog by, en daar's nou heelwat die predikante wat nou uittreë, wat sê dit is waar hulle roeping gekry het, was baie jeug tot jeug aksie. Ja, ek kan nie glo as ek dink hoe grys ek is dat daai klomp pragtige jong mense vir wie ek toe later kon help klas gee, dat hulle al aftree nie. Maar ek onthou 'n dag, as ek dit mag vertel, Helene, wat Prof Nelis Niemand, wat nou rektor is van Wellington, wat hy vir my by 'n groot predikantekonferensie, wat ons amper 1300 predikante van die NG Kerk in Bloemfontein bymekaar was. Alle synodes het ingekoop, algemene synode het dit goedgekeur. En ek het een van die 3 lesings gelei, professor Eddie Gibbs het die ander 2 gelei, en toe Nelis my die dag bekendstel, toe sê hy nou ook iets van die jeugaksie wat ek by betrokke was, en hy sê, hoeveel van ons wat vandag hier sit, het ons roeping tydens die jeugaksie. En ek kan nog nie sê die helfte het opgestaan nie, maar dit was baie naby aan die helfte van daai saal. En ons het nooit, dit was nie deel van my en om Mike se bedoeling gewees nie. Ons het bedoel om vir jong mense te inspireer oor die saak van Jesus. Ons het nooit mense opgeroep om te kies vir hulle beroep nie. Maar het was absoluut een van hierdie unieke byprodukte wat niemand kon voorsien nie. Baie van hulle het nooit beroepe gekry nie, want daar's toe op daai stadium 'n oorskot. Maar vir baie lank was hierdie klomp mense, saam met natuurlik die ander klomp wat hulle roepings op hulle eie maniere gekry het, wie stel nou ooit aan God se vermoë perk en waar en wie hy moet roep. Maar was hulle die mense wat die NG Kerk gedra het. En ons het nou skielike tekort, omdat 'n klomp van daai kosbare predikante nou op aftree ouderdom is. Het dit vir die kerk, het dit verander hoe die kerk dink oor jong mense se bediening en uitreik na jong mense? Ek dink so, ek dink, ek weet nie waar baie mense is wat dit nog onthou nie, maar daar was mos 'n groot jeug tot jeug aksiefonds, waar het almal van ons se salarisse betaal is. En daai 64 jong mense maandeliks 'n ou klein cadeautjie gekry het, soos die Hollanders sê.
Maar daar was baie geld oor. As ek reg onthou, naby aan R350.000. Nou onthou, dit was 50 jaar gelede baie geld. En dit is aan die synodes pro rata verdeel om met hulle eie jeug tot jeug aksies voort te gaan. En baie synodes het dit gedoen. Dit is in my geheue dat die Wes-Kaapse synode se aksie van 'n jaar vir Christus, 'n diensjaar vir Christus, soort van uit daai aksie uit ontwikkel het. Ek het later redelik baie in my lewe gehelp met die opleiding van daai jong mense in diensjaar vir Christus. So elke synode kon op sy eie manier voortgaan, want dit was nooit die bedoeling om 'n patroon of 'n model te vestig en sê so moet dit nou gebeur nie, maar om die bedieningsfilosofie te vestig van asseblief rus jong mense toe om self ander jong mense te bereik. Dis die enigste weg vorentoe, dat ons inderdaad van jeug tot jeug mekaar inspireer om by die saak van Jesus betrokke te bly. Nee, absoluut. Ek dink ons in ons voorgesprek genoem dat ons nou het ons #Imagine wat van hulle is hierdie jaar 10 jaar oud en hulle inspirasie dink ek kom juis, nee, van julle organisasie. Inderdaad. Die saak het op baie maniere voortgegaan en hy moes ook op baie maniere voortgaan. Daar was nooit die bedoeling dat ons gaan voorskryf hoe moet voortgaan nie. Ons het altyd teruggewerk na die plaaslike synode toe en na die plaaslike kerkrade toe. En ons kon baie mense het baie kritiek op die wat ons nou daai tyd genoem het persoonlike werk, want dit was mos nou nie, dit kon mos nie aanhou nie. Ons was vanaand daar en môre is ons weg. Maar die bedoeling van die plaaslik opgeleide jong mense was om aan te vat en elke een se adres is deurgegee aan plaaslike gemeentes. Ek kan nie instaan daarvoor as dit nie voortgegaan het nie, maar ons bedoeling was dat ons inspireer mekaar vir die saak van die koninkryk en dan gee ons terug aan 'n plaaslike gemeente wat in sy eie konteks met sy eie pragtige klomp tieners en naskoolse jong mense die saak aarde toe moet bring. Vandag sou ons dit genoem het, ons het dit in daai tyd so genoem nie, die kontekstualisering van die koms van die koninkryk in elke plaaslike gemeente. Ja, ek dink is gepas dat ons daaroor praat in jeugmaand, want die beginsel bly dieselfde, reg, dat jeug kan met jeug praat, verstaan mekaar se leefwêreld. Ja, absoluut. Dis mos die maklikste ding ter wêreld. Ek kan nie meer, ek het uitgesê toe my eie 2 kinders wat agter my sit op toe hulle tieners was, maar toe hulle by my was, het ek baie maklik met tieners kon praat, want hulle het vir my gehelp om te verstaan waar is tieners. Vandag moet ek oor 'n lang brug loop om by hulle uit te kom en ek kom dalk glad nie by hulle uit nie want hulle wêreld is so anders. Maar as jy tiener Christen is of jy is 'n tweedejaars studente Christen, dan is daar mos geen soort van 'n blokkade nie. Dis jou portiergroep. Dis net natuurlik. En ek ken nie 'n mooier mens op aarde in my lang bedieningslewe as 'n Christen tiener nie. Dis van die mooiste mense op aarde in daai moeilike tyd van hulle lewe. Jesus Christus te volg in hierdie samelewing is net uniek. Dis hulle wat met ander tieners kan praat oor hoe dat die Here Jesus waarde toegevoeg het in hulle lewens en vir hulle 'n nuwe lewe geskenk het. Dit laat my dink, ons was nou onlangs in Namibië en ons het daar kontak gemaak met die Wilderness Therapy Namibië. Dis 'n organisasie wat jong mense vat op hikes, 8 dae staptogte, dis arm kinders en baie van hulle kom uit paalose huise en moederlose omstandighede, maar dit draai hulle om en dan inspireer hulle skole. Hulle gaan terug en hulle inspireer. Absoluut. Ja, as ek net mag byvoeg, ek dink in die 50 jaar se ervaring het ons almal mos verander. Baie van die jeugaksielede dink vandag op 'n unieke nuwe manier oor dinge. Dit is mos ons het mos almal gegroei en ontwikkel. Maar as ek nou een ding mag byvoeg uit my eie opleiding uit, as die jeug se bediening aan die jeug nie daartoe lei dat daar 'n ondersteuningsbasis geskep word vir hierdie jong mense wat soos jy nou gesê het, op so uitreik omdraai nie, dan gaan jy hulle weer verloor. Dis in die teorie en in die navorsing baie duidelik dat jy moet vir hulle soort van 'n netwerk van ondersteuning skep waar hulle kan groei en ontwikkel en vra aan hulle eie konteks en aan hulle eie toekoms. En dit maak vir pa en ma so belangrik. En as hulle nie daar is nie, hoe voorsien ons 'n ander ondersteuningssisteem in die gemeente
as 'n geloofsfamilie. So die NG Kerk is na my mening baie ryker as wat ons dalk 50 jaar gelede was. Ons sien groter prentjies raak en ons sien groter uitdagings raak, maar die beginsel dat ons eie Christen jong mense uitreik na hulle portuïergroepe binne en buite die gemeente. Dit dink ek nie kan 'n mens laat val nie. Dit is soort van 'n uitgangspunt. En julle het nou onlangs reunie gehad. Ja. Van julle was daar en ek in die gestaaltjies wat gepraat is, wat het julle vir mekaar gesê? Was dit vir julle die moeite werd? Ja. Ons was 18 van ons kon nog daar wees. 'n hele klomp kon nie kom nie, want party van hulle is nie gesond nie, ander het ander omstandighede van hulle. Ons het byvoorbeeld in die afgelope 5 jaar 3 prominente aksielede gesterf. En hulle weduwees het nog nie kans gesien om te kom nie. Hulle sê dis net te pynlik nog. En party is ver, Prof Piet Nodee sit byvoorbeeld in Portugal en Dominee Mike Smits wat nog lewe, Dominee Mike Junior, sy gesondheid is nie goed nie, hy kon nie daar wees nie. Die ander leier om Johnny, hy lewe ook nog, maar hy is siek in Bethlehem. En ons 18 het elkeen 'n beurt gekry om te vertel 'n ou bietjie. En party het sommer net vertel waar hulle nou is, maar ander het 'n bietjie teruggekyk na waar ons was. Maar uit ons al 18, ek inkluis vertel, was net hierdie een groot stuk waardering om deel te kon wees van iets so unieks in die NG Kerk se geskiedenis. En al weet ons daar's waarskynlik ook in daai aksie baie foute gemaak, wie sal dit nou ontken? Maar wat weet, dit was 'n unieke ervaring. Jy kon nie deel wees daarvan en gesien het wat gebeur. Sal ek ooit in my lewe vergeet, op 'n môre 4:30 tree hierdie span en sing 'n koor in Bethlehem. Dis onder vriespunt in die winter. Ek het die diens gelei, ek kon nie lank preekies op 'n militêre parade. Dit moet kort wees. Ek weet nie wie staan voor my nie. Al wat ek doen is ek praat oor Jesus. En in daai môre, in die kort gesprek wat die bevelvoerder van die eenheid vir ons gee, hoor ek later, deur daai bevelvoerder, het 'n Jood wat in diens was, sy lewe vir Christus gegee. Niemand van ons het hom gaan dwing nie. Niemand het op hom druk gesit nie. Dit was net nooit ons gesindheid nie. Maar die Here het gewerk en ons weet van 'n baie klein deeltjie van wat gebeur het. Die groter prentjie moet ons in geloof eenvoudig aanvaar dat God altyd voor ons uit is en dat ook self die jeug tot die aksie eintlik maar wees wat ons amper opvang en uiteindelik aanmeld vir diens vir daai jaar. Maar dis die Here se jaar en ek was net bevoorreg om ook deel daarvan te wees. En dit was ons getuienis by die reunie. Ons kon die reunie hou op Proregno van oom Kenny de Kok, die Wilde Klawermense wat so goed was vir die aksie. Hulle dogter, oom Kenny se dogter was ook in 'n deel van die aksie. En onthou die lese was in die NG Kerk se evangelisasiejaar, soos dit toegenoem is, lewe vir Christus en vir sy kerk. En daai embleem het die land beïnvloed, want dit was ons enigste doel om dit reg te kry. Sal ek nooit ooit vergeet nie, toe ons die dag by Loftus nou daai laaste saamtrek het met die klomp mense en die bekende Jan Bischoff het nog daai dag aan die gespreksgetuienis deelgeneem. Toe staan op die telbord ons die NG Kerk se lese, leef vir Christus en sy kerk. En iemand, baie prominente leier in die noordelike sinode nou, die sê daai dag, daar was nog nooit 'n hoër skoor op daai bord gewees nie, as leef vir Christus en sy kerk. En as 'n blou bil kan ek nou ook sê, ek is trots dat daai dag, daai skoor op die skoorbord was.